much for watching this video. We love I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear tonight. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken
Goeiemôre familie en vriende, baie welkom vanoggend hier in Wilgespreid, waar ons saam is om ook die Here se teenwoordigheid te beleef en die lewe van Alta te vier. In 'n geloofsfamilie stap 'n oue pad saam en ek het 'n besonderse pad met julle as familie al reeds gestap. My gedagtes gaan terug na wat ons saam moes ook die pad met Steven stap. En oupa Japie. En nou Alta. Maar dan is daar ook 'n ander kant waar die lewe op 'n ander manier gevier word. Een van die dae is dit die voorreg dat ons die doop saam gaan. En dis 'n viering van nuwe lewe wat die Here vir ons gee. Vandag vier ons 'n lewe wat ons gedeel het, maar ons vier ook 'n nuwe lewe wat Alta en Steven en oom Japie die voorreg het nou om met mekaar te deel. So kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde in afhanklikheid ook van die Here vanoggend in ons midde. Hemelse Vader, ons hou vas aan u belofte. As u sê waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek in hulle midde. Wie is dan nou met ons, Here? Troos ons, versterk ons. En dankie Here dat ons weet, u ken ons seer. U het self rondom die goeie vriend Lazarus 'n binneste gehad wat uitmekaar skeur. U ken smart, Here. U ken trane. Daarom weet ons is vanoggend in u teenwoordigheid dat u ook die groot trooster ons trane kan droog. In Jesus naam. Amen. Ek wil graag vir Sandra geleentheid gee. Sy wil net so 'n paar woorde met ons deel. Praat maar lekker naby. Môre almal. Soos julle kan sien is my ma Betty nie met ons vandag nie. Die rede is dat sy inflammasie in haar hartspier en in haar longe het. En sy is op die oomblik in ICU in 'n hospitaal in Centurion. So sy doen baie beter en hopelik sal sy oor die naweek aan huis toe kom. So sy is baie jammer om vandag te mis, maar danksy die tegniese span daar agter gaan hulle dit opneem en sal ons dit vaak speel na die tyd. So hou haar asseblief en die familie almal in julle gebede vir die volgende rukkie nog vorentoe. Baie dankie. Dankie Dominee. Ek wil graag vir elkeen geleentheid gee om net 'n oomblik te gebruik van stil gebed. Ons is in sy teenwoordigheid vanoggend en ons het elkeen 'n verwagting wat die Here ook vanoggend uit sy woord vir my en jou moet doen. So kom ons neem daai oomblik in stil gebed en deel jou verwagting wat jy vanoggend het met die Here. Gee dit vir hom en vertrou hom. Hy is getrou. Kom ons sluit die oë. Amen. Amazing Grace sê soveel van die Vader, maar ook van my en jou as sy kinders. Kom ons sing hierdie lied saam. U kan gerus net so bly sit. Die woorde sal op die skerm wees hier agter. Maar kom ons spandeer tyd met hierdie besonderse lied op 'n ander wyse in die Here se teenwoordigheid. Amazing grace, how sweet the sound
Ons staan vandag stil by 3 gedeeltes. Die middelste Jeremia 29, wat Alta se gunsteling gedeelte ook was. Johannes 14, moenie dat hierdie dinge julle te veel ontstel nie. Julle vertrou mos op God, vertrou my ook. Skep moed. My Vader het 'n huis, daar is meer as genoeg plek vir julle almal. Ek gaan om vir julle daar plek reg te maak. Dink julle een oomblik ek sou dit gesê het, as dit nie so was nie. As ek alles vir julle reg gekry het, kom ek julle haal om by my te wees. Waar ek is, sal julle ook wees. Vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Ons is vanoggend hier en elkeen van ons het 'n oomblik gebruik wat jy sommer net self vir die Here gesê het, wat is jou behoefte vanoggend hier in sy teenwoordigheid? En as ons die lewe van iemand vier, sê ons 'n paar dinge en ons sê wat in Johannes 14 staan, is deel van ons wese. Dis ons vertrekpunt hoekom ons vanoggend hier is. Paulus het dit so mooi gesê, hy het gesê, ons treur anders omdat ons weet. En ek en jy treur ook anders, want ons weet. Wat weet ons? 2 belangrike beginsels. Die eerste is, ons weet hoe die werking van die Vader se huis is. Ons weet dat Jesus met sy eie hande plek vir my en jou daar voorberei. Waar is sy huis? Dit weet ons nie. Maar hier het hy in sy eie woorde so die gordyntjie weggetrek en gesê, as jy wonder hoe dit lyk, kyk net hier, en ek vertel jou presies. En as jou plekkie gereed is, kom ek en ek kom jou haal, sodat jy kan wees waar ek is, in die Vaderhuis. Maar die hele Nuwe Testament is 'n legkaart waar die stukke bymekaar pas. So ons weet waar hy is, hy het opgevaar om te sit aan die regterhand van God, in die teenwoordigheid van God. Dit was die spreektaal daardie tyd. As jy wou sê, iemand is hier naby my in my persoonlike ruimte, het jy gesê, hy sit aan my regterkant. En almal het verstaan, jy's nou naby aan daardie persoon. Jy's in sy meter persoonlike ruimte. En om dit te weet, maak dat ek en jy op 'n ander manier treur. 'n ander manier trane stort oor 'n geliefde. Om te weet, Alta is op hierdie oomblik so naby aan ons hemelse Vader en Jesus, dis daardie persoonlike ruimte. Dit bring 'n ander stuk berusting. Dit bring 'n wete wat ten spyte van die trane 'n stuk vreugde bring. En dan vers 16, die gawe van die trooster, die medereisiger. Ook vanoggend, waar ouma Betty alleen in die hospitaal is sy nie alleen nie. Is hy met haar, deur sy gees wat in haar woon. En so is hy vanoggend ook, hier saam met my en jou, wanneer ons saam sê, Here, dankie vir 'n wonderlike lewe, maar dankie, dat die lewe op 'n ander manier voortgegaan het, in u teenwoordigheid. Dus maar help my net daar met die rekenaar. Sy. So sê ek, die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge, wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid vir my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Ons gaan kom by die gunsteling vers wat ons almal mee baie bekend is. Ek weet wat ek vir jou beplan. Maar hierdie is die agtergrond van daardie vers. Hy praat met ballinge wat weggevoer is. Hy praat met ballinge wat hulle self bevind in van die moeilikste omstandighede wat jy kan wees.
En dan die Here vir hulle boodskap. Wat sê hy? Daar waar jy is, leef voluit. Hoe anders kan 'n mens dan nie voluit leef as jy daai dinge gaan doen? Jy gaan huise bou, jy gaan jou familie vergroot, jy gaan kinders hê, jou kinders moet kinders hê, en dan 'n ander ding wat die Here sê, onthou, terwyl jy daar is, bid vir die belange van die saam met jou. En dit sal met jou goed gaan as dit met hulle goed gaan. En iets daarvan is waar in my en jou lewensreis. Ons is nie in 'n situasie wat ons as ballinge weggevoer is nie. Maar ek en jy bevind ons op ons lewensreis baie keer op 'n plek, soos wat Alta haar bevind het, soos wat Steven homself bevind het. Wat ons kan sê, maar ek is nou op 'n bitter moeilike plek. Hoe hanteer ek, hoe navigeer ek my lewe in daardie oomblikke? Vir my en jou vanoggend, dalk is hier van ons wat hier sit en sê, dis presies waar ek op die oomblik is. As 'n familie, dis waar ons is in die sin, ons is in 'n tydperk van rou. Ons moet 'n nuwe lewe, manier van lewe vind, waar Alta nie meer fisies deel van is nie. Dan is die Here se boodskap vanoggend vir my en jou ook. Waar ons ook al is, wat die omstandighede ook al is, leef voluit. Doen die dinge wat jy moet doen, wat jy sou gedoen het. En ek dink as ons vir Alta in haar lewe vat, dit was altyd wat sy gedoen het. Sy het die lewe voluit geleef. Sy het die lewe geleef en waarde probeer toevoeg tot ander. Of dit kinders was, of dit haar eie kinders, haar eie kleinkinders, of dit ouma Betty was, of dit die res van die familie was. Maar ja, sy het haarself op 'n plek bevind wat nie goed was nie. Maar ten spyte daarvan het sy dit wat die Here vir ons hier sê, gehoor en sy het dit geleef voluit. Chris Marie, hierdie wil nie vanoggend saamwerk nie. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem. En dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Dan vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep tot my bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here. Mens kan so maklik as jy vers 11 vat en uit konteks haal, kan jy op paai gaan wat die Here nie met hierdie teks bedoel het nie. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Die interessante is dat dit die Here se woorde is deur 'n profeet, maar dat hy praat met mense en met hulle eerlik is. Hy sê vir hulle, kom ek sê vir julle hoe dit gaan verloop. 70 jaar, en dan bring ek die uitkoms. Die wat 70 jaar van nou af hier is, sal teruggaan. Vir hulle wat dit hoor, die eerste ontvangers van hierdie boodskap, net die verwysing na 70 het hulle geweet, ek gaan nie die voorreg hê nie. My kinders en kleinkinders sal daardie voorreg hê. Ook nie eers al my kinders nie. Maar die tweede geslag van hier, dit gaan hulle voorreg wees om dit te beleef. En dan, ek weet wat ek vir jou beplan. Voorspoed, nie teëspoed nie. Teëspoed is nie uit die pen van die Here nie. Hy is nie die outeur daarvan nie. Maar hy sê, ten spyte van hierdie omstandighede, wat wil hy vir hulle gee? 'n Toekoms, 'n verwagting. En dis die pad wat 'n mens stap. Wat Steven gestap het, wat Alta nou gestap het. Dat daai bewuswording iewers plaasvind, die uitkoms waar ek voor bid, gaan nie in my leeftyd wees nie. Dit gaan nie my beskore wees nie.
Daar's 'n ander manier om te kyk na 'n toekoms en 'n verwagting. En dit was my voorreg om met hulle te kon deel. En daardie belewenis wanneer iemand vir jou sê, ek weet ek is op pad huis toe. Dis waar my toekoms lê. En dis nou my verwagting, wat ou Paulus altyd gesê het, vir my is die lewe Christus, maar die sterwe is wins. Die oomblik as jy die sterwe as wins en dis 'n realiteit in jou lewe het, is daar 'n ander manier wat hierdie teks waar word. Ek weet wat die Here vir my beplan. Nie teëspoed nie, voorspoed, 'n toekoms, 'n verwagting. En wanneer die verwagting verander van Here, genees my, na Here, kom haal my. Ek wil by U wees. En dan die tweede gedeelte, vers 12 en verder. Hoe gebeur dit? Hoe kom ek op daai punt dat ek met daardie proses vrede maak en dit deel word van my verwysingsraamwerk? As ek tyd saam met hom spandeer. Die Here sê vir ons, nader tot my en ek nader tot jou. Ek sal jou ontmoet. Jy sal my ontmoet. Deur my Gees wat in jou woon. Dis net my Gees wat daardie, ek dink ons kan sê, die vrede wat menslike verstand te bowe gaan. Vrede wat nie hoort in die situasie nie. Vir elkeen van ons kan bring. Vir altyd gebring het. En vir ons op die pad wat voor lê, sal bring. 2 Korinte 12:9, gedeelte wat ek en Mariaan ook met Alta gedeel het. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking, wanneer jy swak is. Die boodskap sê dit op 'n ander manier, maar so mooi. Toe sê die Here uiteindelik vir my goedheid is vir jou genoeg. Dis al wat jy nodig het. My groot krag word sigbaar in jou lewe, wanneer jy swak en hulpeloos is. Paulus het lank met die Here geworstel. Paulus wou antwoorde hê. Hy het sy vrae gevra. En hy het op 'n stadium besef, die antwoorde wat ek wil kry, gaan ek nie van die Here kry nie. En toe sê die Here hier vir hom, kom ek sê jou wat is my antwoord op jou worsteling, op jou situasie, op al die vrae wat jy het. Net dit, my genade, my goedheid, vir jou is genoeg, vir elke dag. Dit gee ek vir jou, elke dag niet. En dan, my krag word sigbaar, juis wanneer jy swak is. En dis waar die draaipunt kom, as 'n mens so 'n moeilike pad stap, daai gewaarwording wat die Gees in ons bring, dat dit juis nou in my lewe 'n waarheid is. Elke dag het ek genade vir hierdie dag. En dis vir my genoeg. En wat gebeur in die proses? In my swakheid, in my worsteling, kom sy krag in my lewe na vore. En om vrede te hê, wat menslike verstand te bowe gaan, is een van die wonderwerke wat ek en jy die voorreg het om te beleef. Want dan is ek reeds op 'n ander manier in daai een ruimte, persoonlike ruimte van die Gees van God wat in my woon. Hy werk in my, selfs in die moeilikste van omstandighede. Vra ons die vraag, ook as familie, die pad vorentoe, hoe nou? Die antwoord sê die Here, my genade vir jou is genoeg. My krag sal tot volle werking kom, wanneer jy swak is. En dit bring 'n ander manier van kyk. Aan die een kant kan ons die vraag vra, Here, maar wat gaan ek doen, 'n week, 'n maand, wanneer ook al van nou af? Kersfees, 'n verjaarsdag, wat gaan ek doen? Here, 'n ander manier van, dankie dat ek weet, hierdie Kersfees, wanneer ons as familie op ons swakste gaan wees,
Wanneer die gemis op sy grootste gaan wees. Ons sê by voorbaat dankie dat U daar sal wees, nie net om te troos nie, maar dat U krag in ons swakheid juis na vore sal kom. En dis hoekom Paulus ook gesê het, ek verstaan die lewe nou, as daar een ding is waarin ek wil roem, is dit my swakheid. Hoekom? Want die oomblik as ek aan my swakheid kan roem, is die krag van God 'n tasbare werklikheid. Dan kyk ek en jy met 'n ander bril na die toekoms, met 'n ander bril na die dag van môre, waar ons inderdaad 'n lewe gaan leef sonder dat alta fisies tasbaar in hierdie wêreld is. Maar ons gun haar met ons hele wese waar sy nou is. En ja, ek dink elkeen van ons het ons eie prentjie van wat in die hemele gebeur. Maar ek self dink daar gaan goeie koffie wees en daar gaan labradors wees en golden retrievers. So dis vir my die ideale, 'n lekker koffietjie en hier by my voete moet ten minste 2 honde lê. Maar elkeen van ons kan 'n verwagting hê om te sê, Here, vir my is die lewe Christus, maar oor die sterwe is 'n wins. Want dan is ek in U teenwoordigheid. Maar vir my en jou wat alleen agtergebly het, neem 2 Korinte 12:9 en sê, ons gaan gedra word deur sy krag in ons swakheid. En dan net 'n laaste woord om aan te sluit by wat Sandra net nou gesê het. Ek en jy die wonderlike gawe om mekaar te kan vertroos. Die Gees wat in ons woon, kan ons hande en voete gee. Ja, ek kan 'n WhatsApp stuur. En ek kan sê ek dink vandag aan jou. Maar die oomblik as ek by iemand gaan sit, en ek hoef nie woorde te hê nie, ek hoef net daar te wees. Wat gebeur? Ek gee die Gees van God geleentheid om sy rol as trooster te vervul. Want daar word dan tot stilstand gekom. Die oomblik as ek by iemand se deur instap, is die werk op sy, alles op sy, ons gaan sit, ons drink 'n koffie, maar nou, in 'n toestand van rus kan die Here se Gees werk. Tom Smit sê 'n belangrike ding, om pyn en lyding te beleef en saam met ander in hulle pyn te vertoef, beteken ons staan op heilige grond. En ons weet, wat was die heilige grond? Veral in die Ou Testament, daar waar God se teenwoordigheid tasbaar was. Nou Tom sê, wanneer ek en jy mekaar vertroos, al is dit sonder woorde, dis heilige grond. Die teenwoordigheid van die Here realiseer tasbaar. Dis 'n plek waar ons skoene uittrek en in stilte luister en wag op die inspraak van God deur sy Gees. Kom ons haal vanoggend daai las van ons skouers af. As ek iemand wil vertroos, het ek nie woorde nodig nie. Ek het nie 'n teks nodig nie. Die belangrikste ding is dat ek fisies daar is, al sê ek nie 'n woord nie. Dis 'n plek waar God teenwoordig is, waar 2 of 3 in my naam saam is ek. Hy is teenwoordig in 'n gewone lewe. Want God se naam is trooster. Te midde van pyn en hartseer beweeg die trooster tussen ons en bring heling. En kom ons gebruik dit. Beginnende vanoggend. Net om in die laappad gaan saam kuier, ietsie te eet, 'n koffietjie te drink, iemand net 'n lekker druk te gee, in die oë te kyk en sê, ek sien jou seer. Ek acknowledge dit. Ek het nie woorde nie, maar ek weet die Here se Gees sal vir julle troos. So maak gebruik daarvan en deel in die werking van die Gees in ons midde. Hemelse Vader, ons kan maar net vanoggend kom sê, dankie. U is die gewer van lewe, die Alfa, die Omega. U het Alta in die moederskoot in mekaar geweef. U het haar eerste lewensasem gegee. Ja, Here het vir 63 jaar die lewenspad saam met haar gestap, ten spyte van wat mediese in die wêreld gesê het. Ja, Here, elkeen van ons vanoggend hier kan sê,
Ons het 'n stukkie van die pad saam gereis en dit was goed. Die herinneringe wat ons het is mooi. Die verlange wat ons het is groot. Maar Here, ons weet vanoggend dat U vir ons sê, ek weet wat ek vir julle beplan. Dis voorspoed en nie teenspoed nie, selfs in die moeilikste omstandighede. Here, vanoggend wil ons kom vashou aan die tweede gedeelte wat sê, U gee vir ons 'n toekoms, 'n verwagting, Here. En soms is daardie toekoms en verwagting anderkant die skeidslyn wat ons dood noem. Maar Here, terwyl ons dan hier is, ook nou op 'n pad van vertroosting, dat U Gees vir ons lei elke dag. Daaraan hou ons vas, Here. Wees met ons. In Jesus naam. Amen. No Longer Slaves, een van die mooiste liedere. Kom ons sit sommer net so weer eens, die woorde is op die skerm. Neem vrymoedigheid en sing dit saam. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer
Simonay. Dankie vir almal wat gekom het vandag. Ek gaan my bes te probeer. Mama, ons woorde is baie, maar tog so min. Hoe begin mens om jou eerste liefde aan iemand te beskryf? Die persoon waarmee jou dag, elke dag, begin en mee geëindig het, vir 30 jaar lank. My ma, Alta, of Aletta, soos Shona genoem het, as sy haar nie die eerste keer gehoor het nie, is op 25 Februarie 1962 gebore. My mamma was 'n 1 in 'n miljoen mens. Of om meer spesifiek te wees, 1 in 47.000. Want my ma het Cartagena syndroom en situs en virtus gehad. Dit beteken dat mamma se hart aan die ander kant van haar borskas gesit het en dat haar organe speelbeeld van onsin was. Dit het baie keer vir ons genot verskaf, veral as sy 'n EKG moes kry en die suster vir haar vra, sit jou hart altyd aan die ander kant? Maar dit was nie sonder komplikasies nie, en mamma het maar met haar bors gesukkel. Ten spyte van haar gesondheidsstruikelblokke was my ma 'n besondere sterk vrou. Sy het vir 20 jaar matrieks in Afrikaans onderrig. Sy was deel van die Alabama studentegeselskap. Sy het talle revues en musicals op die planke gebring. Sy het haar eie besigheid begin en dit vir 20 jaar suksesvol bestuur. Sy het haar 2 kinders, wat talle dokters vir haar gesê het sy nooit sal kan kry nie, alleen grootgemaak. Nadat sy haar groot liefde op die vroeë ouderdom van 42 aan die dood moes afstaan. Die Here het ons met 63 jaar geseën. 63 jaar se gelag, geterg, gevleit, gesing en gelief. My ma het 'n pragtige musiektalent gehad. Een van my gunsteling goed om te doen, was om vir haar 'n splinternuwe liedjie op YouTube op my foon te speel, terwyl sy fronsend en met toe oë voor die autobag gesit het en luister. Dit was net nodig om vir haar liedjie 1 of 2 keer te speel, voordat sy dit op die klavier kon vas lê. Buiten my en my boetie, het my ma genoeg liefde in haar hart gehad vir ander mense se kinders ook. Telke male was daar mense wat ons in Westgate of in Spar gestop het, my ma omhels het, omdat hulle nie kon glo dat Juffrou De Wet, of toe later Juffrou Foster, nog presies dieselfde lyk as wat toe hulle 10 jaar terug in matriek was nie. Die juffrou met die groot hare en die blou oë. Die juffrou met die diep stem. Nie eers te praat van al ons vriende, wat haar ook mamma genoem het nie. My ma het later in haar lewe van suurstof gebruik gemaak, en vir een of ander rede het sy haar masjien Sarel gedoop. Mamma het net 'n halwe woord nodig gehad, en sy het met haar klein sareltjies, saam met haar pink gogga, en ouma in haar rooi kar gespring, en die pad Randburg, Pretoria of selfs Klerksdorp toe aangedurf. Niks kon haar keer om tyd saam met haar 2 kinders of haar kleintjies te spandeer nie. Tyd was immers haar liefdestaal. My ma was nog altyd vir ons 'n toonbeeld van 'n dame. Nederig, gelowig, standvastig en liefdevol, maar nie bang om haar man te staan nie. Sy kon jou stuur dat jy die trippie geniet. Mamma se aansteeklike en wonderlike persoonlikheid en uit die maag uit lag kon enigiemand se dag in 'n ommesientjie beter maak, nie eers om te praat van al haar drukkies wat sy of jy nou wou of nie vir almal uitgedeel het. 14 Junie en die week wat daartoe gelei het, is vir ewig in ons dagtes ingeprent. Ons het voorwaar ons engel op aarde verloor. Maar ons beloof om voort te leef en te bou op mamma se barmhartigheid en ook aan die Here se soem vas te klou soos wat mamma het, selfs as die reënwolke dig sit. Dankie mamma vir die voorbeeld wat mamma vir ons gestel het.
Dankie vir al mamma se opofferings, vir al daai wat ons as kinders nooit raak gesien het nie. Ons beloof om mamma te celebrate en terug te dink aan al ons tye saam. En ons beloof om vir al ons babietjies, die 2 wat ons het en die wat nog kom, te vertel van hulle ouma, wat hulle verskriklik lief gehad het. Ek hoop mamma het 'n sonkamer met 'n view. En ek hoop mamma se oggendkoffie het 'n plat lepeltjie suiker met minder melk. Ons is baie lief vir mamma, van ou boet en sis. Een van Alta's en Stevens se gemeenskaplike skoolvriende, Lambert Jacobs, het 'n voice note gestuur wat hy net ook graag as 'n huldeblyk wil deel. Dit kom uit die Kaap uit vanoggend, blykbaar 'n baie nat en koue Kaap. So kom ons deel ook daarin. Goeiemôre, ek is Lambert Jacobs en ek wil graag net 'n paar woorde oordra vir Tannie Betty en Sandra en Liesel en hulle gesinne en Sean en Simone en hulle gesinne. Ek is soos 'n kind ontvang in oom Japie en Tannie Betty de Bet se huis in 'n tyd toe Sandra en Liesel nog klein genoeg was dat hulle albei op my skoot kon sit en ek vir hulle Sunny en Lily kon sê. Ek weet nie of daar iemand is wat hulle nog so noem nie, maar in elk geval ek dateer uit daai tyd. Ek wil graag 'n paar woorde sê oor Alta. Sy het ongelooflike vermoëns gehad. Ek dink van julle weet van haar musikale vermoëns. Sy het musiek tot 'n matriek geneem by die Roodepoort musieksentrum wat ook baie bekend in die omgewing was. En sy het in die koor van Roodepoort Hoërskool gesing wat in 1978 die landwyse koorkompetisie van die ATKB gewen het. En daarna het sy as alt gesing in die Potchefstroomse Universiteitskoor. En dit is nie moeilik om te dink met Alta se stem dat sy 'n baie goeie alt was nie, maar net om te wys sy kan, het sy toe 'n audisie geslaag om sopraan te sing in die Alabama Studentegeselskap. En dit was nie min van 'n prestasie nie, want daar was net 7 soprane, 7 van elke stemgroep, van elkeen van die 4 stemgroepe. En as jy op die verhoog sê nou maar voor is en dis 'n klein saaltjie en van die mense is in die agtergrond, dan moet jy sing asof jy die enigste sopraan op daardie verhoog is en dit kon sy doen. Daarna het sy natuurlik ook as onderwyseres ook nog reviegroepe afgerig en nog met haar talente gewoeker. So die musiek is 'n ding wat uitstaan en ander kreatiwiteit daarmee saam. Sy kon dig, sy kon 'n klomp goed wat skepend was. Ook nog doen. Haar leierskap was besonder prefek geweest by Roodepoort Hoërskool, daarna ook HK-lid van wag 'n bietjie van haar koshuis. So sy was 'n mens wat haar merk gelaat het al baie vroeg en wat 'n indruk gelaat het ook op mense. Sy het ook op my familie 'n ongelooflike indruk gelaat. My suster Maritjie en swaar Erik dra ook hulle beste wense oor. Die ander is al oorlede, ongelukkig pa en ma, en my suster Linda en haar man Willie is ook al albei oorlede. Maar ons innige meegevoel vir julle as familie en ek het net die ongelooflike herinneringe van Alta en van julle as familie en is baie trots om te kan sê dat ek ook deel van julle familiekring gevorm het op 'n stadium. Baie sterkte, baie seën en vir kinders en kleinkinders ook. Ek hoop julle het ongelooflike wonderlike herinneringe aan julle ma en ouma. Baie seën, Lambert Jacobs uit 'n baie koue en nat Wellington. Ons het 'n video huldeblyk. Ons gaan dit sommer net saam deel. Hey, don't write yourself off yet. It's only in your head you feel left out or looked down on.
Just try your best. Try everything you can. And don't you worry what they tell themselves when you're away. It just takes some time, little girl, you're in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright. Hey, you know they're all the same. You know you're doing better on your own. So don't buy in. Live right now. Yeah, just be yourself. It doesn't matter if it's good enough for someone else. It just takes some time. Little girl, you're in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright. It just takes some time. Little girl, you're in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright. Everything be alright. Hey, don't write yourself off yet. It's only in your head you feel left out or looked down on. Just do your best. Do everything you can. And don't you worry what the bitter hearts are gonna say. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. Right or wrong, you were always on my side. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? And there's no way you could ever let me down. Gonna steal some time and start again. You'll always be my
my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light, just hold the light high, high. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye? So how do I say goodbye? Sean. Praat maar naby hoor. Dankie vir daai video, Sam. Net voordat ek moet praat. Julle, ek wil net die bedanking doen vandag. Eerste wil ek baie dankie sê vir ons Hemelse Vader wat my ma vir ons gegee het vir 63 jaar van haar lewe. Wat haar deurgedra deur die siekte, deurgedra deur die moeilike tye. En waar saam met ons gehou het. Deur die dood van my pa en toe ons nog klein was. Ek wil dankie sê vir oom Warren, Chris en Lionel wat die reëlings vir die verrassing gereël het. Thank you very much for the help. Vir aan Jean, wat aan die Jean vir die verversinge. Vir Chris Marie vir die klank, baie dankie. En die klankspan, dankie dat julle ook opneem vir ouma, ons waardeer dit regtig. Vir die kerk, veel gespreid, Dominee nie, Tannie Mariaan, vir al die reëlings en vir al die saamstaan deur die jare. En dan wil ons ook net vir al die dokters en mense dankie sê wat vir my gehelp het. Baie van die mense het vir my so goed leer ken dat hulle amper vir haar verniet mediese hulp gegee het wanneer die geld te min was daarvoor. Oom Bram, oom Ronnie, wat altyd so gereed was om by te staan. Ek doen daar so. Baie dankie oom Ronnie vir al die hulp daar by die huis, vir al die hulp met ma. Oom Bram, dankie vir alles wat oom vir ma gedoen het. Vir ouma bygestaan het. Al die moeilike tye. Vir die familie, Sunny, Liesel, ouma en haar wesigheid. En elkeen van julle wat hier sit, van ons het baie dankie sê. Dat julle my ma se lewe saam met ons gedeel het. Auntie Teresa, thank you for being a spiritual guide, coming to pray for Mom in the hospital. Really appreciated it. It meant a lot for us. And then for Candace and Johan for standing with us as well during this difficult time. For every phone call and for every message, we want to say thank you. And thank you for each one for being here today. Thank you. Sluit vanoggend af met 'n ander soortige lied. Maar juist ons as kinders van die Here kan vanoggend sê ons vier 'n oorwinning. Vir ons as kinders van die Here is daar nooit 'n situasie wat die dood ons oorwin het nie. Die teendeel is waar. Die oorwinning oor die dood is reeds behaal en ons deel in 'n oorwinningslewe. So kom ons kan net so bly sit, ons sing ook saam dan hierdie woorde en dan gaan ons daarna laaste praktiese reëlings deurgee.
Gees, die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Net 'n paar praktiese reëlings. As ons nou klaar is hier in die binnekant van die kerkruim, dan gaan ons uitbeweeg na die Lapa toe. Wat die badkamers aanbetref, as ons by die deur uitgaan en ons draai links, stap jy net met die gang af en dit loop reg in die mans badkamers in, aan die regterkant die dames en aan die linkerkant 'n badkamer wat ingerig is vir enige spesiale behoefte. As ons in die Lapa is aan die agterkant, is daar 'n stel trappe wat in die dames se badkamers in beweeg, so die dames kan dit gerus gebruik. Die manne stap dan of weer terug hier of net buite daar aan die harikant om na die manne se badkamers. So elkeen word regtig nou van harte genooi om saam 'n bietjie tyd te spandeer in die Lapa, saam rondom 'n eet en 'n drink dingetjie. Ons gaan die familie kans gee om net vir 'n oomblik iets prakties saam te doen. Die reëlings is getref met die wat betrokke is, hulle sal weet. So kom ons staan, kom ons ontvang die Here se seën en dan beweeg ons saam na buite en na die Lapa. Die Here sal julle seën en julle oppas. Die Here sal met deernis na julle kyk en baie goed vir julle wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle vrede gee. Amen. Baie dankie, ons sien mekaar aan die Lapa.
took the supermarket flash from the windowsill. Threw the day old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the Garrett Wilson cars and stuffed animals. Poured the old ginger beer down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down. But Mum, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shade.